Het jy al ooit vir 'n oomblik stilgestaan, miskien net voordat jy kantoor toe gaan of jou winkel oopsluit om kliënte te bedien en gedink, is dit nou wat my lewe geword het? Kyk saam met my na een van die Bybelse wêrelde wat ek absoluut fascinerend vind. Dit vertel die verhaal van 'n volk wat ook gewonder het hoe hulle betekenisvol kon lewe binne in 'n werklikheid wat die vraag laat ontstaan het: hoe werk en leef ek betekenisvol hier en nou? Daardie wêreld is Babel, Israel se vyand en onderdrukker. Tog was Babel ook een van die grootste stede van die antieke wêreld. Vir baie mense was dit die plek waar mense iets van hulle self gaan maak het. Maar Babel was meer as 'n stad. Dit was ook vir sommiges 'n visie van 'n goeie lewe, met sy eie waardes, met sy eie gode en ritmes. En die stad het mense nie oornag verander nie, maar deur die gewone ritmes van elke dag, werk toe gaan, kos koop, kinders grootmaak. So gebeur vorming mos ook. Nie net deur een dramatiese besluit nie, maar deur duisende gewone dae. Israel het hulle self in ballingskap bevind nadat geslagte se keuses hulle van God se weë af weggetrek het. En hulle het nou met die gevolge daarvan geleef. Hier het hulle moes leer hoe om God se volk te bly, daardie identiteit te behou binne 'n kultuur wat deur ander waardes gevorm is. Op baie maniere is dit steeds ons roeping en uitdaging vandag. As volgelinge van Jesus leef en werk ons in 'n wêreld wat gedurig probeer om ons anders te vorm. En elke dag word ons uitgenooi om te lewe volgens 'n verhaal oor wat ons lewens betekenisvol maak. Die vraag is, sal ons deur Babel gevorm word, of deur die lewe waartoe God ons uitnooi? En in daardie wêreld skryf Jeremia 'n brief, en die woord van die Here kom met 'n verrassende uitnodiging. Lees saam met my uit Jeremia 29. So sê ek, die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Bou vir julle huise en bewoon dit. Lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarheen ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. Vra het deur hulle gedagtes gemaal, word ons nou Babyloniërs, isoleer ons onsself en bring ons lewens nou maar deur om net na Jerusalem te verlang, weerstaan ons alles om ons. Hoe lyk gewone, alledaagse lewe hier? En God sê werk, en bou 'n lewe wat iets gesond meebring. Vind 'n manier om jou dag so te vul dat dit die wêreld waarin jy is, beter maak. Hulle wou ontsnap. God gee hulle 'n doel. Daardie uitnodiging was nie net vir die ballinge in Babel nie. Dis laat ook 'n vraag by ons ontstaan. Is dit moontlik dat God 'n doel het vir die gewone plekke waar ons die meeste van ons lewe deurbring? Dink aan jou week. Hoeveel ure bring jy hier deur? En hoeveel ure in vergaderings en e-posse beantwoord en besluite neem en sperdatums haal, moeilike verhoudings bestuur, op 'n sekere druk reageer? As ons dink God stel net in hierdie uur hier belang, en nie in al die ure daar nie, leef ons met 'n gesplete spiritualiteit. Ons leer stadig aan om te leef asof God irrelevant is vir die grootste deel van ons week. Maar die gewone ure van ons werk is nie buite God se belangstelling nie. Dit is een van die kernplekke waar ons lewe meer en meer soos Jesus kan word. So hoe leef en werk ons getrou binne die gewone ure waarin ons die grootste deel van ons dag deurbring? Kom ons verken 3 ritmes. Die eerste, onderskei. Onderskeiding is om te leer sien en waarneem wat die realiteit is. In hierdie geval om jou werksplek deur God se oë te sien. Dit gaan nie eerstens oor die vind van die regte, ideale werk nie. Dit gaan daaroor om God raak te sien, jouself raak te sien, en die geleenthede wat hy voor jou plaas, daar waar jy is, raak te sien. Maar dan kan ons ook let op waar jy sout en lig kan wees.
Die roeping om in Babel te leef en te werk beteken nie dat Babel skielik goed of probleemvry word nie. Dit beteken nie die ongeregtigheid verdwyn of dat ballingskap skielik gemaklik voel nie. Babel bly Babel. Miskien voel jou werkplek of jou soektog na werk soms soos ballingskap. Maar God laat nie toe dat Babel betekenisloos word nie. Hy nooi ons uit om raak te sien waar sy koninkryk stilweg kan deurbreek. Hy wys ons daar is iets om te doen hier, of dit nou is in die lewe van een persoon, of binne in 'n groter onregverdige stelsel. Honderde jare later het die ryk verander, van Babel na Rome, maar die vraag het nie verander nie. Die mense se wroeging is nog steeds hoe leef en werk God se mense getrou hier. En Jesus nooi ons om te sien, ons sout en lig. Matteus 5. Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitenkant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op die berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Sout en lig verander nie die wêreld deur mag nie, of deur fors nie, en ook nie deur onttrekking nie. Dit verander die plekke waarin hulle woon, bloot deur te wees wat hulle geskep is om te wees. Kan onderskeiding hier begin? Nie deur te vra, is ek in die regte werk nie, maar deur te vra, Here, hoe sou dit lyk om vandag hier sout en lig te wees, dit wat U my gemaak het om te wees? Want daardie vraag verander hoe jy na jou werk kyk. In plaas daarvan om net vergaderings te sien, begin jy oomblikke sien. Soms begin jy moontlikhede raak sien wat jy nie voorheen gesien nie. In plaas daarvan om net die druk te sien, begin jy plekke sien waar God se koninkryk stilletjies kan deurbreek. Miskien beteken dit om 'n stelsel te ontwikkel wat kwesbare mense beter teen bedrog beskerm. Of om 'n beter vraag te vra in 'n moeilike vergadering. Of om te weier om by die kinderpraatjies betrokke te raak. Dalk beteken dit om iets mooi te ontwerp. Om iemand te dien, met groter geduld klas te gee. Of om 'n besluit te neem wat mense belangriker ag as wins. Sout en lig verander dit waarmee dit in kontak kom. Dit genees, dit gee geur, dit verlig. Sommige dae sal jy dit dalk nie eens raak sien, jy sal nie noodwendig sien wat jou invloed doen nie. En sommige dae sal Babel se ritmes harder klink as die koninkryk se. Daarom draai ons daagliks na Jesus, want ons word nie mense van die koninkryk bloot deur harder te probeer nie. Ons word mense van die koninkryk deur naby aan die koning te bly. Onderskeiding is om te leer om daardie geleenthede om sout en lig te wees, raak te sien. Want jou werk is nie net iets waarmee jy bestaan maak nie. Dit is een van die plekke waar Jesus jou uitnooi om anders te leef. En soos ons anders na ons werk kyk, kan ons begin vra, maar hoe sou dit lyk om te doen wat God hier van my vra? Soek Shalom. God sê nie net vir die ballinge om Babel te oorleef nie. Hy gee hulle 'n merkwaardige opdrag. Bevorder die belange van die stad waarheen ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. Die woord wat hier gebruik word is die Hebreëse woord Shalom. En Shalom is veel ryker as die afwesigheid van konflik. Dit is heelheid, dit is herstel, dit is geregtigheid, dit is verhoudings wat reggemaak is, die lewe soos wat God dit bedoel het. Die antwoord van hoe leef ek hier is dis nie om op te hou strewe na uitnemendheid nie, of op te hou verantwoordelikheid te neem of invloed te hê nie. Die vraag is, waarvoor is daardie dinge? So hoe sou Shalom hier lyk in jou gewone ure by die werk? Wat sou hierdie plek help om te floreer? Wat sou groter heelheid bring? Wat sou herstel wat gebreek is hier? Wat sou vrede kweek? Nie bloot net die afwesigheid van konflik nie, maar verhoudings gekenmerk deur geregtigheid en waardigheid en vertroue. En skielik gaan dit nie meer net oor wins nie. Nie net meer oor ons eie loopbaan nie. Ons begin omgee vir hierdie plek. Die mense en die stelsels en die kultuur en die verhoudings. Maar om Shalom te soek is nie maklik nie.
Hoe lyk Shalom wanneer begrotings krimp en elke opsie gevolge dra? Hoe lyk Shalom wanneer die druk om teikens te haal begin swaarder weeg as die waarde van mense? Hoe lyk Shalom dan? Hy besit 'n klein besigheid. Daar kom skaars bestellings in die afgelope paar maande en kontantvloei het byna opgedroog. Hy het weke lank na 'n ander oplossing gesoek. Hy het alles probeer om die besigheid aan die gang te hou, maar uiteindelik moes hy kies tussen sommige gesinne se inkomste of almal se. Sy woorde toe hy in daardie onmoontlike situasie sit. Agter elke Excel-blad is daar iemand se naam. Dit was nie 'n slim oplossing nie, daar was nie 'n vers wat die besluit skielik maklik gemaak het nie. Dit was bloot 'n man wat probeer het om God lief te hê, terwyl hy die verantwoordelikheid gedra het vir ander mense se lewens. En dis hierdie tipe oomblikke waar maklike antwoorde ophou help. Shalom beteken nie altyd om 'n oplossing te vind waar almal wen nie. Soms is daar nie 'n wen-wen nie. Soms is dit, hoe betoon ek barmhartigheid en leef ek nederig saam met Jesus wanneer elke opsie 'n prys dra. Soms is dit, hoe maak ek nou dat ek nie almal gelukkig kan hou nie? Hoe stap ek deur hierdie pyn, deur hierdie seerkry, deur hierdie verlies met geregtigheid en liefde? Hoe praat ek die waarheid en hanteer ek mense met waardigheid en liefde terwyl ek dit doen? Om Shalom te soek, vat nie altyd die seer en die tragedie weg nie. Soms verander dit die manier waarop ons daardeur gaan. Jeremia gee nie maklike antwoorde nie. Maar Jesus leer ons hoe om selfs in die moeilik te leef. Onthou wat Jesus sê, julle is die sout vir die aarde, julle is die lig vir die wêreld. Sout bewaar wat goed is, lig openbaar wat waar is. Nie een van die twee verander die wêreld deur te fors nie, deur te forceer nie. Beide verander dit bloot deur te wees wat hulle geskep is om te wees. Ons is nie geroep om Babel te oorwin nie, ons is geroep om getrou te wees daar binne-in. Om Shalom te soek, vat nie die kompleksiteit weg nie. Dit roep ons om getrou te bly daar binne. Bid vir die stad, staan daar. Kan ons ook bid vir die plekke en die omstandighede in ons lewens wat vir ons moeilik is? En tog, as ons eerlik is, wonder ons soms steeds, maak enige van hierdie werklike verskil? Ek het probeer om eerlik te wees, ek het probeer om die regte ding te doen, en niks lyk anders nie. As jy dit al gevoel het, is jy in goeie geselskap, want ek is seker die ballinge het ook soms so gevoel. En daarom was nog een ding wat die ballinge nodig gehad het. Hoop. Hulle het hoop nodig. Nie bloot optimisme nie, want optimisme glo dinge sal beter word. Waar hoop glo, God bly getrou al word dinge nie beter nie. Die ballinge is nie 'n vinnige uitkoms beloof nie. God het nie gesê Babel sou skielik Jerusalem word nie. Trouwens, baie van die mense wat Jeremia se brief die eerste keer gehoor het, sou nooit huis toe terugkeer nie. En tog sê God steeds vir hulle om te bou, te plant en die Shalom van die stad te soek. Waarom? Omdat hulle getrouheid nooit afhanklik was van Babel se reaksie of hoe Babel verander nie. Dit was gegrond in God se toekoms. En God se toekoms het 2 horisonne gehad. Daar was die onmiddellike toekoms, bou, plant, trou, soek die Shalom van Babel. Leef getrou waar jy vandag is. Maar daar was ook die groter belofte. Ballingskap sou nie vir ewig duur nie. God het nie sy volk vergeet nie. En miskien is dit wat jy vandag nodig het om te hoor. In die onbillike situasie, in die stresvolle of selfs toksiese werkplek, in die uitputtende roetine wat onopgemerk voel, in die stryd om getrou te bly wanneer kompromieë makliker lyk. God het jou nie vergeet nie. In moeilike oorgange, in tye van leemtes, God het jou nie vergeet nie. Ek onthou 'n tyd toe Tenis en ek baie jonger was, ek en my man, en ons het gesukkel om werk te kry. En toe ons uiteindelik werk gekry het, was dit nie wat ons gehoop het nie. En as ek terugkyk, besef ek God het ons omstandighede nie so vinnig verander as wat ek wou gehad het nie. Maar hy was stilweg besig om ons te verander. Om ons te herinner hy's daar.
In hierdie tyd het ons stadig aan geleer om te vertrou, om getrou te wees waar ons was, en om te glo dat ons omstandighede nie die einde van ons verhaal was nie. Eendag sou hy die ballinge huis toe bring. Hoop is nie om te glo dat Babel in die land van melk en honing in sal verander nie. Hoop is om te glo dat Babel nooit die finale koninkryk sal wees nie. Ons hoef nie ons hande in die lug te gooi en net te sê, ag, dis nou maar hoe dit is nie. Ons hoef ook nie paniekbevange te wees asof Babel die laaste woord het nie. Hoop onthou dat Babel nie die einde van die verhaal is nie. En Jesus het dit verstaan. Toe hy sy volgelinge sout en lig genoem het, het hy nie die wêreld se onmiddellike transformasie en verandering beloof nie. Sout werk stadig, lig kan dikwels lyk asof dit klein is teenoor die duisternis. Tog getuig albei definitief en duidelik van 'n ander werklikheid. Die koninkryk van God kom nie altyd met dramaties nie. Dit kom deur gewone dade van getrouheid wat verder as hulle self wys. En dit beteken ons meet ons lewens nie aan sigbare resultate alleenlik nie. Elke daad van geregtigheid, elke waarheid, elke besluit wat 'n ander se waardigheid raak sien, elke weier om aan sinisme oor te gee, dis nie klein dingetjies nie. Selfs ongesien is dit tekens van die wêreld wat God nuut maak. Hoop hou aan om shalom te soek, nie omdat ons glo ons kan die hemel op aarde net so bou nou nie, maar omdat ons weet dat in Jesus die hemel reeds besig is om op aarde in te breek. Babel mag dalk magtig wees, maar dit is nie die eindelike gesag nie. God se koninkryk is. Die rede waarom ons so kan leef is nie omdat ons van nature nou ewe skielik wyser of vriendeliker of beter is nie. Dis omdat Jesus reeds voor ons uitgegaan het. Hy is saam met ons, maar Jesus het ook al reeds ons Babel binne gegaan. Hy het getrou geleef binne in 'n wêreld wat gevorm is deur 'n ander koninkryk. Hy het die versoekings daarvan geweier, hy het die leuns daarvan ontbloot. Hy het ons ballingskap tot by die kruis gedra en deur sy opstanding het hy die weg huis toe oopgemaak. Nou deur sy gees vertel hy ons nie net hoe om anders te leef nie. Hy vorm ons om te kan leef en werk soos wat hy dit doen, saam met hom, selfs met die gewone dinge wat ons dag vul. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hoop. Dankie dat ons saam met U kan onderskei en weet U is deel van ons alledaagse lewe. Dankie Here dat U ons ontmoet terwyl ons kinders oppas, terwyl ons rondry, terwyl ons werk toe gaan, huis toe kom. U is in alles. Help ons om U te beleef en raak te sien en te volg. Here, help ons om daar waar ons gaan, U liefde, U vrede, U geregtigheid te bring. In Jesus naam. Amen.